Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons is besig om die afgelope paar Sondae te kyk na hoe ons genees is deur Jesus se wonde. En vanoggend is my tema Jesus se blinddoek wonde, die genesing van ons wonde. Kom ons bid saam en dan vra ons Heilige Gees om ons te help en ons by te staan en regtig ons oë te open en te kan hoor en sien wat God vir ons wil sê in hierdie oomblikke. Vader, baie dankie dat ons na U toe kan kom in die naam van Jesus. Jesus, ons dink vandag daaraan hoe U geblinddoek was en hoe hulle U geslaan het en gesê het, profeteer en sê dan wie U geslaan het. En Here, ons wil elke profetiese woord oor onsself vat, ons wil ontvanklik wees daarvoor. Here, waar ons blind is, dat U ons asseblief siende sal laat raak. Here, dat ons kortsigtigheid herstel sal word, en dat U ons sal aanraak, Here. Here, ons wil so graag net dat ons oë geopen word. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Dankie, Jesus, vir U wonde. Amen. Nou, ons woord kom uit die gedeelte uit van Lukas 22, vers 64. En hulle het Jesus geblinddoek en hom in die aangesig geslaan en hom gevra, profeteer, wie is dit wat U geslaan het? Is ons nie maar op een of ander manier geblinddoek oor wat ons werklike roeping in ons lewe is nie? As ons dink dat die woord vir ons sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dan praat die woord nie net van dat ons nie moet kwaad raak of dat ons nie moet sondig nie, maar dat ons wat God in ons hart gesit het, moet bewaak bo alles, want binnekant in ons is 'n roeping. Hoewel elkeen van ons in 'n beroep staan, is daar 'n roeping. So wat wil Jesus deur jou doen? Hoe wil hy die wêreld verander deur jou? Jesus self het gesê, in die oggend as hy vroeg opgegaan het Olyfberg toe, en hy gebid het hy gesê, dit wat ek die Vader sien doen, dit doen ek net so. Kan ek en jy Jesus dophou, om presies te doen, wat hy sou gedoen het? En dis die eerste wonde, wat genees moet word by ons, hoe ons geblinddoek is, van laerskool af, van moederskoot af, om nie te kan sien, wat jy moet sien, om te gaan doen, wat Jesus jou voor geroep het nie. So die Bybel praat van geestelike blindheid dikwels. Met ander woorde, dit is wanneer ons God se waarheid verwerp, en dan verloor ons die vermoë om te begin raak sien, wat boos is, wat sleg is, wat van die vyand is, en ons verloor ook die vermoë om te kan sien hoe groot God is. So dis nie net na die een kant toe nie. Hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 14, maar die mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, en hy kan dit ook nie ken nie, omdat dit geestelik beoordeel word. So hoe erken ek iemand? Ek moet kan sien hoe iemand lyk, hoor hoe iemand klink, om daardie persoon te kan herken en sy stem ook te kan herken. So ons is blind vir wat die Gees van God doen. Hoeveel weet werklik dat toe Johannes die Doper gesê het, en hy wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Wat ons werklik weet,
wat die 7 geeste van God in ons lewe kan doen, wat voor God se troon is, wat op Jesus gerus het, wat die Heilige Gees doen. Kom ons kyk wat hy doen. Soos in Johannes 16, vers 8 tot 11 opgeteken is. Hy kom oortuig ons van sonde, omdat die mense nie in hom glo nie. In vandag se tyd is daar soveel blinddoeke, soveel mense wat begin net sê, jy hoef nie meer vergifnis vir jou sonde te vra nie. Nou as jy nie meer vergifnis vir jou sonde vra nie, beteken dit dat jy die teiken al hoe meer sal mis, want dit is wat sonde beteken in die Hebreëse beskrywing. Dit beteken om die teiken te mis. Nou ons dink baie keer, dit maak nie regtig saak nie, maar as 'n skip 'n graad en 'n kompas uit is, dan beteken dit dat die golwe daardie skip nader aan so sal skuif van rigting, dat daardie skip 'n hele kontinent kan mis. So ons moenie hierdie goed net ligtelik opneem nie. En ons moet ook dat daardie blinddoeke van ons afgehaal word, om te kan verstaan hoeveel verligting daar is, om te gaan sit in God se teenwoordigheid, en net te begin sê, Here, ek is so geblinddoek met hierdie wrokke, met hierdie wraak, ek is so geblinddoek, Here, met hierdie houe wat op my geval het, Here, dat ek nie meer kan hoor wat u woord oor my profeteer nie. En dan sê hy van geregtigheid, omdat Jesus na die Vader teruggaan en ons vrygespreek het. So baie keer probeer ons leef in eie geregtigheid. Daar is soveel kerke wat sê, maar so moet die Here gedien word, en so moet die Here gedien word. En die een raak kwaad omdat die ander een simbale slaan en 'n shofar geblaas word en alles. En hoe sê God? Wat sê God? Wat sien God? Wat sien ons in die Bybel, hoe God aanbid wil word? Wat sê die psalms vir ons? Hoe was Dawid? Hoe die aanbidding gelyk? Maar ons word geblinddoek soveel keer deur tradisie, dat ons nie vry kan wees in gees, waar die gees van die Here is, daar is daar vryheid. En dan van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld die duiwel reeds geoordeel is. En wat doen ons? Ons gaan partykeer op 'n wagon wat ons die heeltyd net vyand bewus wil wees, om die vyand te bestraf. En daar is soveel meer. Hy is reeds geoordeel. So ja, ek en jy kan hom rebuke, en ek en jy het die reg om te trap oor slange, skorpioene te loop, en God het ons gegee die mag oor al die krag van die vyand, sodat ons niks sal doen nie. Maar as ek en jy begin glo, dat die vloek en daardie vloek nog steeds in my lewe teenwoordig is, nadat ek gevra het, Here, vergewe my sondes, Here, ek aanvaar u vergifnis, dan moet ons begin kyk wat 'n blinddoek is oor ons. Hoekom is daar daardie iets in ons, wat ons so wil aanhou veg in geestelike oorlogvoering? Daar is 'n plek vir dit. Daar is 'n plek vir dit, maar daar is nie die heeltyd 'n plek vir dit nie. Wil ons meer besig wees met dit en minder God aanbid, as die woord vir ons sê, dat 1/3 van die engeleryk is die bose magte, is die gevalle engele, die res is die engele van God, wat daar gesit is, om jou en my op te tel, sodat ons voet nie teen 'n klip sal stamp nie, oor die jong leeu en die adder sal trap. Dan kom die woord, en die woord sê vir ons hier, dit is die Heilige Gees, ons moet ons oë begin oopmaak, dat hy blinddoek begin afval, van hierdie, wat ons so baie keer, so in 'n stryd is, met hoe sleg ons is, hoe swak ons is. Dis nie hoe die Here werk nie. Die Here kom en hy oortuig ons. Hy oortuig ons dat ons moet kan sien wat ons verkeerd gedoen het. Maar die vyand hou ons by daardie plek van skuld, sodat ons so geblinddoek is, dat ons naderhand nie meer kan sien wat Jesus Christus regtig vir ons kom doen het aan die kruis nie.
Hy sê in Efesiërs 6 vers 12, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, teen die owerhede van die duisternis van hierdie wêreld, dat die blinddoek daardie wonde van ons afgehaal moet word, om nie in daardie mens vas te kyk nie, maar om regtig te weet, wat is die gees wat daar agter is, en dan die woord van God op te vat, dat hy vir ons veg, so ons leef op hierdie oomblik, in 'n tydperk van genade. As jy ooit in 'n tydperk van genade geleef het, is dit in hierdie tyd wat ons daar is. Die genadejaar van die Here wat aangekondig is. In 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, dit is 'n boodskap wat red. Dis nie ons werke nie. Ons oë moet begin oopgaan met dit. Dit is nie ons godsdiens nie. Dis nie ons prestasie nie. Nee, dit is Jesus se voltooide werke. Ons moet na die kruis begin kyk en daar sien wat Jesus vir ons voltooi het, wat hy vir ons volbring het. En ons moet daardie profesie vat van daardie kruis af. It is done, dit is volbring. En dan die ander een, dat die vyand ons so maklik kan blinddoek deur hierdie splinter wat in die oog is van ons. Matteus 7 vers 3. Ons sien die splinter in die oog van ons broer raak, maar die balk in ons eie oog merk ons nie op nie, want ons staan met blinddoeke van wonde en ons kyk so na mekaar. En as ek so seer het binne my en ek is so flenters van hierdie blinddoeke en so flenters geslaan, dan kan ek nie meer lewe profeteer nie. Ek kan nie meer die lewe profeteer oor mense nie. Ek kan nie meer die lewe sien nie. Ek kan nie meer die lewe kies nie. Hoe sal jy vir jou broer sê, laat my toe, om die splinter uit jou oog uit te haal, en in jou oog is die balk? Beteken ek moet eers na my eie groter foute of my eie sonde kyk. Ek moet eers die balk uit my oog uithaal, daar die blinddoek wonde wat in my oë is, voordat ek sal ophou kritiseer. Ek moet eers daar genesing kry. Ek moet eers daar regmaak. Ek moet eers met daardie skynheiligheid klaar maak, wat vir my sê, dat ek na ander kyk. Ek moet eers na my eie gedrag begin kyk. Eers my hand in eie boesem steek. My eie tekortkominge sien. Voordat ek ander kan begin veroordeel. Ek moet ook realisties wees. Ek moet nie die heeltyd geblinddoek wees, net in my eie self, om ander se foute die heeltyd uit te wys nie. En ek moet daardie blinddoek van die wonde van Jesus se genesing ontvang, sodat ek kan sien wie ek kan raak in Christus Jesus, wat die potensiaal in my is, waarvoor ek gestuur is, wat Jesus vir my kom doen het. En ons moet net so afhanklik bly van hom, so afhanklik. En dit is soos wat daardie blinde vir Jesus gesê het, dat ek kan sien, herstel my sig, dat ek kan sien. Waar, my liewe vriend, my vriendin, is jy ook gewond, geblinddoek. En dit is hoekom Jesus daardie blinddoek vir jou gedra het, sodat jy ook bevryding kan kry van daardie blindheid, wat ons so dikwels gewond is en mee loop. Daardie blinddoek wat oor ons is so veel keer, daardie wonde wat ons oë net toe is, dat ons net kan glo, dat deur die wonde van Jesus Christus, het daar vir my genesing gekom. Dat ek net vanoggend kan sien, daar is net een geneesheer, en sy naam is Jesus Christus. Daar is net een redder, en sy naam is Jesus Christus. Daar is net een middelaar. Daar is net een wat my saak regtig kan dra, en dit is Jesus Christus. Ek wil saam met jou graag communion gebruik, en hierdie ou kelkie het ons gekry daar by die graf, die tuingraf, en ek wil so graag net dit saam met jou gebruik, die bloed van Jesus, en bid dat die bloed van Jesus oor jou sig sal gaan, oor my sig sal gaan, en dat hy ons sal genees.
Here Jesus, so baie dankie dat U daardie blinddoek vir ons gedra het, toe hulle U so gespot het, U so geslaan het en gesê het, profeteer. Here, ek bid vir elkeen wat nou kyk na hierdie uitsending. Here, wat hierdie woord hoor, wat uitgaan oor die radio. Here, ek bid dat dit duisende sal bereik. En ek bid dat U koninkryk so uitgebrei sal word, Here. Here, dat die blinddoek in die laaste dae van ons oë afgehaal sal word. Dat ons sal sien, Here, waaroor alles werklik gaan. Here, dat ons nie agter valsheid sal aanloop nie, maar dat ons die ware Christus Jesus, ons redder, Jesus van Nasaret, sal volg. Jesus, dankie dat ons kan vergewe, sodat die wonde, Here, wat ons so blinddoek, Here, dat dit vir ons kan afval. Dat ons vergifnis kan vat vanoggend, Here. Dat ons kan siende raak wat U vir ons gedoen het. Jesus, so baie dankie vir U liggaam. U liggaam wat vir ons gebreek is, U liggaam wat ons kan inneem. En Here, deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. Here, baie dankie dat ons in U heilige teenwoordigheid kon gewees het. En dankie vir daardie blinddoek. Heilige Gees, kom nou asseblief in U krag en haal die blinddoek van die wonde van ons oë ook af. In Jesus naam. Amen.